Week 4, emosionele verwonde kinders. Nou, hierdie week fokus ons 'n bietjie op emosionele verwonde kinders en ons sal baie keer dink, okay, fokus ek nou op ons kinders, nee, maar almal van ons is maar op 'n manier emosioneel verwond. Almal van ons het seer wat ons nie altyd kan sien nie. Het pyn wat ons saam met ons dra van die verlede, en verlede wat ek hier bedoel is, dit kan verlede week gebeur het, dit kan verlede maand gebeur het, dit kon 10 jaar terug gebeur het. Ons het mos nou 'n bietjie gepraat oor ons pawonde, wat ons pa aan ons kon veroorsaak het, ons mawonde, wat ons ma aan ons kon veroorsaak het, maar dit stop nie net daar nie. Dit gaan na ander verhoudings ook, ander plekke ook, sekere goed wat ons gedoen het, sekere goed wat met ons gebeur het, wat 'n rol speel, en wat ons baie keer saam met ons dra, sonder dat dit altyd nodig is. So kom ons kyk 'n bietjie, kom ons gaan krap 'n bietjie na die donker plekke. Want is juist wanneer hierdie plekke tot die lig kom, waar daar genesing kan kom, wanneer ons hierdie goed vir die Here kan gee, eerlik en opreg, gebeur daar wonderlike dinge. So, wanneer jy hoor van emosionele of innerlike wonde, watter gedagtes of gevoel kom by jou op? Nou, ons as man sal baie maklik sê, ek wil absoluut niks om mee te doen hê nie, ek wil nie praat oor hierdie feelings en stuff nie. Maar is baie keer juist dit wat ons nodig het om oor te praat. Want is baie keer die goed wat ons saam met ons dra, wat laat maak dat ons ontplof sonder dat ons moet. Wat krap en ons doen net nooit iets daaraan nie. So wat is die eerste ding wat by jou opkom as jy hoor emosionele of innerlike wonde? Dalk weet jy al daarvan, dalk het jy al daarmee gedeel, maar dalk nie. Hoekom dink jy, is dit vir ons as Christene soms moeilik om oor emosionele seer te praat? Ja, ek dink baie keer omdat ons in die kerk en ons as Christene dink dit moet net altyd goed gaan met ons, dat daar nie iets soos depressie of angs of al hierdie tipe goed is nie. Ons kan net bid en dit word beter. En hoor my mooi vandag dat dit is moontlik. Die Here doen soms wonderwerke, maar liewe gemeente, ons sukkel baie keer hiermee. Ons sukkel met hierdie diep goed wat ons net nie van ontslaa raak nie. En baie keer sal ons as Christen net vir mekaar sê, hoorie, maar kom oor dit. Daar's soveel waarvoor ek kan dankbaar wees. En daar is. Maar baie keer lê hierdie goed baie dieper as wat ons besef. En maak hierdie goed baie seerder as wat ons dink. Die Bybel is vol van verhale van vreugde, maar daar's ook verhale van seer. As mens net Psalms kyk, dan sien mens, een oomblik is die skrywer Dawid bo in die wolke, en die volgende stadium is hy plat op die vloer. Hoekom? Want hy is mens. Ons as Christene is mense, en ons moet begin praat oor hierdie seer, oor hierdie innerlike pyn, want dit is juist daar waar ons mekaar kan dra, mekaar kan help, en die pad saam vorentoe stap. Dink jy daar is 'n verskil tussen sterk wees en heel wees? Hoe sou jy dit verduidelik? Nou, my gedagte hier ook is, ons probeer baie keer sê ons mekaar wees net sterk, druk net deur. Maar dit beteken nie ons is heel nie. Ek dink van ons sterkste mense is emosioneel so verbond. Hoeveel manne wat in die boereoorlog was, of in die boereoorlog, of in die grensoorlog, dis eintlik die woord wat ek gesoek het, sit met baie spanning en baie seer, wat hulle net nie oor praat nie, en wat baie keer ontplof, of hulle baie emosioneel aftakel, sonder dat hulle woord daarvan sê. Ons het by pawonde het ons 'n bietjie daaraan geraak, hierdie pa wat nie die vermoë het om vir sy kind te sê, hy's lief vir hom nie. So om sterk te wees beteken nie om heel te wees nie. Dit is baie keer presies die teenoorgestelde. In die preek het ons gehoor dat baie van ons seer ontstaan het in ons vormingsjare, in die jare wat ons groot geword het. Wat is een herinnering uit jou jonger jare wat dalk jou op 'n manier van dink oor jouself beïnvloed het? En ons het al 'n bietjie daar nog gekyk, maar waar het goed gebeur in jou verlewe? Dalk is dit toe jou pa en ma geskei het, verkrachting, dat jou pa was dalk abusive, of daar was 'n oom wat jou sleg hanteer het. Waar in jou verlede
Is daar sekere goed wat beïnvloed het hoe jy oor jouself dink. Dalk 'n juffrou wat op jou gepik het. En jy kon nooit regtig daaroor kom nie. En watter boodskap oor jouself het jy dalk daar vasgesteek? Dalk het iemand vir jou gesê, hoor jy is lelik en daai het vir ewig in jou kop vasgesit. Of dalk het iemand net nooit mooi goed oor jou gesê nie. Dalk was jy heeltyd uitgestoot en nou voel jy soos niks werd. Wat is daai leen? En ek bid regtig vandag soos wat ek hier sit vir jou dat die Heilige Gees daai leen in jou sal openbaar. En dat daai verandering sal plaasvind, dat hy jou sal ook die waarheid in jou hart sal inplaas. 5. Jesus vra vir die man in Johannes 5, wil jy gesond word? Nou wat beteken daardie vraag? As Jesus vandag voor jou sou verskyn en vra, wil jy gesond word? Van al jou seer en al jou stikkend. Wat sal daai vraag vir jou beteken? Nou die man dadelik sê, hoorie maar, daar's altyd hierdie verskoning, watter verskoning of vrees keer jy dalk heeltemal om na hom toe te gaan vir genesing. Dalk is dit omdat jy hierdie gedagte het dat hy is 'n wrede God, of dat jy is nie goed genoeg om by hom te wees nie. Wat keer jou vandag heeltemal na hom toe gaan vir genesing? Dalk is jy bang om daaraan te begin krap, want sodra ons dan begin krap, word hierdie gat groter en groter. Maar as jy is dan wanneer genesing kan begin. In die preek hoor ons dat tyd alleen nie wonde genees nie, net God kan. Hoe het jy al probeer om die seer net te vergeet? Ons doen dit baie keer deur net aan te gaan, net te onderdruk, onder die mat in te vee, en baie keer gebruik ons dan drank om te vergeet, of net om besig te wees die hele tyd. Ek is net besig, so ek is nooit stil nie. Sodra ek opstaan, het ek dadelik my foon in my hand, want ek wil tog nie dink aan al die seer van die verlede nie. Hoe kan jy God se teenwoordigheid toelaat in daardie plekke van pyn? En jy onthou, hierdie beteken nie net om Bybel te lees of te bid nie. Dit is baie keer die primêre ding, maar dit vat soms dat ons ook in stilte voor iemand anders aan sit. Dat ons sal toelaat dat ander mense God se teenwoordigheid hier by ons bring. Want God gebruik baie keer ander mense. Maar is om baie keer eerlik te wees oor daai pyn wat in ons verlede was. Soms gebruik ons pleisters om seer toe te plak. Werk, besig wees, ontkenning, humor. Watter pleisters gebruik jy dalk om die seer te verdoesel? Wat gebruik jy dat mense nie moet sien wat iemand aangaan nie? Dalk het jy hierdie perfekte lewe, want niemand moet tog die krake sien nie. Wat dink jy sal gebeur as jy die Here toelaat om daardie pleister in te kom? Soms kan dit seer wees. Genesing is nooit net maklik nie. Maar wat dink jy sal gebeur as jy die Here toelaat om daarin te kom? Die preek noem dat ons dikwels stemme hoor uit ons verlede van ons ouers, onderwysers, mense wat ons seer gemaak het. Nou watse stemme hoor jy nog? Jy oor toe maak. Watse stem hoor jy? Hoor jy dalk nog jou pa se stem, jou ma se stem, ander mense se stem, veral wanneer dit sleg gaan, dat hulle vir jou sê, kyk, ek het jou gesê jy gaan niks word nie. Of net, ja, jy het net stilte gehoor by hulle waar jy regtig aanvaarding gesoek het. En watter waarhede van God moet daardie stem vervang? En gaan kyk 'n bietjie na Psalm 139 wat sê hy het ons in ons moeder skoot gevorm. Gaan kyk in Hebreërs 13. Gebruik die Bybel om die perfekte prentjie van wat se stem regtig dan moet wees. Want soos wat ons die eerste week vir mekaar gesê het, as ons ontmoeting met Jesus het, verander alles. As Jesus vandag voor jou staan en vra, wil jy gesond word? Watter deel van jou lewe sou jy vir hom aanbied? Watse deel sal jy vir hom gee? Net sê, Here, hierdie deel van my stikkend, my seksualiteit is stikkend, my manier hoe ek dink aan mans is stikkend, my verhouding met my ouers is stikkend. Watse deel sal jy vir die Here gee? Hoe kan ons as geloofsgemeenskap help dat die kerk weer 'n veilige plek word vir mense se emosionele genesing? Ek noem in my preek dat ek dink ons as kerk het geval. As ek praat van ons, dan praat ek van my en jou. Ek as predikant, jy as lidmaat, ons almal het soms geval. Want ons het baie keer gesê, kom oor dit. Ons was nie daar na die tweede week nie. Ons het net gedink, okay, dinge sal genees, in plaas van om die sagte landing te wees, as ons die veroordelende stem.
Waar kan ons dit verander? Dan die laaste vraag. Lees Psalm 34 vers 19 saam. Wat sê hierdie vers oor God se houding teenoor mense wat gebroken is? God is die God van die gebrokenis. Hy is die God wat ons wil genees. Hy is die God wat daar is, wat ons wil dra en elke stap saam met ons stap. My liewe gemeente, hier is weer diep een. Dis een wat ons regtig fokus op oor die algemeen. Waar sukkel ons? Waar gee ons nie oor nie? Waar dra ek die sak van die verlede wat so swaar is die hele tyd saam met my? En hoe beïnvloed dit my om vandag 100% vandag teenwoordig te wees? Ek bid dat die Heilige Gees vir jou sal wys, waar is daai seer? Waar is daai goed wat jy al so diep weggesteek het, dat jy net nooit daaroor wil praat nie? Ek bid vir 'n helder lig, wat Jesus Christus is, wat dit vir jou sal uitwys, maar dat jy sal besef jy is nie alleen nie. Mag ons begin regtig omgee oor ons geestelike welstand ook, ons emosionele welstand ook. Ek noem in my preek, as ons 'n been gebreek het en die dokter sê jy moet 6 weke rus, dan gaan doen ons dit. Nou, soms 'n bietjie hardhorig, maar ons vat nooit tyd om te kyk na ons harte nie. En dit is soms so nodig. Ek hoop hierdie boodskap seën jou, en ek hoop regtig dit maak genesing moontlik vir jou, waar jy eerlik voor die Vader sal staan en sê, Here, hierdie deel van my lewe, daai deel wat ek nog nooit vir U gegee het nie, dit gee ek vir U. Amen.